Ja, goeiemôre vriende. 'n baie interessante ding wat ons vandag gaan bespreek. En dit is so relevant tot die manier wat ons die Bybel interpreteer en ook kyk na die realiteit dat die Bybel waar is en dat elke ding wat daar gesê is bevestig is deur eeue. Dat dit inderdaad so is. En een van die vrae wat jy baie van Islam af kry of wat jy kry van die Joodse gemeenskap of selfs die ateïste is Messias regtig die Messias? Hoe kan ons so seker wees? En 'n hartseer toedrag van sake is dat meeste van ons broers en susters het nie 'n klou wat die Bybel sê nie en dat die antwoorde wel in die Bybel is. En as ons net 'n kultuur weer kan herskep waar mense die antwoorde self gaan soek in die Bybel, dan sal dit beter daaraan toe wees om apologetics is die Engelse term daarvoor te doen oor die Bybel. Dit beteken waar jy kan bewys dat die woord waar is en dat dit aan mekaar skakel. Kan onthou so rukkie terug het ek ding op TikTok gesien waar 'n man kruisverwysings gewys het van die Bybel en daar was meer as 66.000 kruisverwysings tussen die Nuwe en die Ou Testament en die verskillende teksverse wat net nie moontlik was met die hoeveelheid skrywers en die hoeveelheid boeke en die periode waaroor duisende jare waaroor die Bybel geskryf is. En dit wys net die koppelinge. Vandag gaan ons presies dit doen. Maar dit wat ons vandag gaan doen, hopelik gaan vir ons op 'n punt bring waar ons ook empatie het en simpatie het met die mense van die Bybelse tyd en voor dit. Daar's hierdie tradisie in baie kerke om die Fariseërs uit te wys as hierdie evil, korrupte bedrieërs. En dit is nie waar nie. Dit is absoluut vals om daardie benadering te hê. Ja, soos in enige kerk, jy kan maar kyk na die goed wat in die kerke gebeur, is daar mense wat gelowiges uitbuit vir finansiële gewin en is daar mense wat hulle eie doktrines verkondig wat anti-Bybels is. Oral kry jy dit en so was dit ook die geval met die Fariseërs. Die Fariseërs was hoogs geleerde mense, nie net in die Bybel nie, maar so ook in die algemene wette wat gebruik is in die samelewing. So hulle was nie net prediker gewees nie, hulle was advokate en prokureurs en regsgeleerdes. En Paulus is 'n goeie voorbeeld daarvan. Paulus wat onder die hande deurgegaan het van Gamaliel, die grootste geleerde van sy tyd. En Paulus het gekwalifiseer as 'n fariseer en 'n rabbi. En ons sal nog eendag by daai ook kom. Hy het nie gekonvert nie. Paulus was 100% en wanneer jy kyk na die skryfstyl van Romeine en Galasiërs en die ander boeke wat hy geskryf het, gewis, sonder twyfel, is die skryfstyl wat hy gebruik in al daai boeke is die van 'n fariseer, van 'n rabbi. Maar dit gesê, ek het 'n boek 'n hele wyle terug het ons bietjie bestudeer en in Handelinge 6 vers 7 is ek gekonfronteer met 'n ding was so teenstrydig met die narratief wat geskep is deur die jare wat ek aan blootgestel is. En dit is dat die Fariseërs 100% evil was en hulle nie gered kan word nie en hulle is gedoem tot die hel. En kom ons lees Handelinge 6 vers 7, hy sê, en die woord van God het toegeneem en die getal van disippels het in Jerusalem baie vermeerder en 'n groot menigte van priesters het gehoorsaam geword aan die geloof. So afhangende van watter vertaling jy lees, die teks impliseer dat daar mense is wat gedien het as priesters, wat gedraai het en geglo het dat Messias inderdaad die Messias is. Nou wanneer ons kyk na ons lewe, en ons kyk na wie ons is en wie ons broers en susters is, en ons kyk na ons kulture, mense, dit is amper ondenkbaar. Dit moet iets groot in jou lewe wees wat jou by 'n punt bring om te sê, sjoe, ek glo nie meer in die kerk waarin ek my hele lewe is nie. Ek glo nie meer in die doktrines wat hulle verkondig nie. Ek kan net nie meer nie. Daar moet iets groot wees. Want ons as mense is gemakswesens. Ons hou van ons tradisies, ons hou van ons lewens, veral wanneer ons gemaklik is, ons het genoeg inkomste, ons bly lekker gelukkig getroud, ons kerke, en die oomblik as ons in dit is ons in 'n comfort zone, en dan wil ons dinge nie laat verander nie, inteendeel, ons maak ewig kapsie wanneer dinge verander.
En ons moenie vergeet dat die mense van die Bybel was werklike mense, soos ek en jy, wat onder dieselfde dinge deurgegaan het, die menswees deurgegaan het. Ons hou nie van verandering nie, ons hou nie van mense wat aan ons bewys ons is verkeerd nie, en so was die fariseërs en die mense wat gelowiges was van die tyd is presies dieselfde. Hulle is al die tyd vertel deur die geskiedenis dat hulle verwag 'n fisiese koning wat met 'n leer weermag magte kom en dan die Romeine gaan oorwin, en dit is die Messias waarop hulle gewag het, want die woord Messias impliseer dit in die Hebreëus. En dit is waarvoor hulle gewag het, en hier kom 'n man wat hulle verstand te bowe gaan, dat hy gebore is soos 'n mens, groot geword het tussen hulle, en hy kom verkondig dit, en hy sê hy is die Messias, en hulle moet dit net aanvaar, en dit is nie so maklik nie. Ek dink as ek en jy ook gekonfronteer was dit ook 'n moeilike ding om van ons geloof en ons tradisies ontslae te raak, om te sê, jou waarlik, dis hy. Vandag kry jy onder die ortodokse Jode, kry jy dat daar sekere boeke vermy word, wat hulle amper, daar's van die ouens wat so ver gaan om vir die gelowiges te sê, as jy hierdie boeke lees, gaan jy Gehinnom toe, of Hades in die Grieks, Gehinnom wat die Hebreëus is vir wat vertaal word as die hel, en dit is soos Jesaja 53, ons gaan vandag kyk daarna. En dan om te besef en te vra, wat is die relevantie hiervan? So hier is die vraag wat my geplaai het. Hier sê die Bybel dat baie van hierdie mense wat ons deur al die jare vertel is, nie gelowiges kan word nie, nie gered kan word nie, dat hulle inderdaad wel gedraai het en Messias aanvaar het as Hamashiach, as die Messias, as die Christus. So, wat is die groot ding wat in hulle lewe kon gebeur om hulle by daai ommeswaai te bring, hier te verander van hierdie ortodokse geloof af, van die tradisies wat jy verkondig is, deur 'n gemeenskap wat vir jou gesê het, hierdie is van die duiwel af of van Satan af, en dat jy op 'n punt kom as 'n priester of 'n fariseer rabbi om te draai en te sê, wow, hierdie is die Messias. Vir die van julle wat kyk na Chant, daar's 'n toneel, ek dink gesê die derde, mag dalk die derde seisoen uit wees, met Nikodemus, wat met Messias praat op 'n stoep, en hy vra vir hom, en hy word gesê dat jy moet wedergebore word, en hoe Nikodemus deur 'n stryd gaan. Nikodemus wat saam met Gamaliel gewerk het, deur 'n stryd gaan om te aanvaar, hy het gesien hier's iets, maar hy moes op 'n oomblik in sy lewe kom waar hy 'n besluit neem, en ek, as 'n gelowige, twyfel glad nie, dat Nikodemus een van die is wat gedraai het, en verskeie ander. As jy kyk wat ook nie los staan daarvan af nie, ek meen toe Simon Petrus hulle die woordverkondiging gesê is, hulle is aangekla, en die mense wou hulle stenig, en daar het 'n man opgestaan en gesê, julle moet hulle nie stenig nie, want as dit inderdaad die werke van God is, dan staan julle op teen God, maar as dit nie is nie, sal dit uitsterwe. Daai persoon wat daar opgestaan het, is Gamaliel, dieselfde ou wat Paulus opgelei het. Hy het gelewe in die tyd van Messias, en ek entertain die moontlikheid dat hy ook een van die is wat gedraai het, want hy het die woord geken. Hoekom sê ek so? Kom ons kyk na die skrif, en ons kyk 'n bietjie die blootstelling wat hierdie ouens gehad het. Onthou, hulle is in 'n kultuur waar hulle onderdruk is deur die Romeine, waar jy vervolg is vir die kleinste dingetjies, en jy basies as 'n slaaf was, en die Romeine met jou kom maak net wat hulle wil. Ons sien dit in die geval waar Messias hulle die Romeinse soldate se rugsakke en goed moes dra. En hulle is in hierdie kultuur, hulle verwag en hulle vra vir God, stuur vir ons hierdie magtige koning met sy leerskare, sodat ons hierdie mense kan vernietig en wegdryf, ten einde ons van hierdie juk te verlos. En dis nie wat God stuur nie. So hou dit in gedagte, hou die agtergrond, en dan kyk ons Handelinge 6 vers 7 vertel vir ons van hierdie priesters wat vasgestaan het dat hy nie die Messias is nie, wat gedraai het nadat hierdie goed gekom het. So kom ons lees die volgende stuk wat ons lees, en hierdie is baie belangrik. Dit gaan 'n redelike langerige stuk wees wat ons lees, maar luister daarna, en as jy kan, volg dit in jou Bybel. Dit is Matteus 27 vanaf vers 26 gaan ons lees tot en met vers 46. En dit is van belang. Kyk bietjie daarna. Vers 26 sê, toe laat hy vir hulle Barabbas los, maar Jesus
het hy laat gesel en oorgelewer om gekruisig te word. Hierdie is Pontius Pilatus. In my vorige opname het ek gepraat van wie staan skuldig teenoor die kruisiging. En Pontius Pilatus was een van die wat deelgeneem word. Hier word daar gesê dat hulle Barabbas laat gaan het, maar dat hulle Jesus of Yeshua het hulle gevat en hom gegesel en oorgelewer om gekruisig te word. Daarop neem die soldate van die gouverneur Jesus met hulle saam in die gouverneur se paleis en bring die hele leerafdeling teen hom bymekaar. Toe trek hulle sy klere uit en werp 'n rooi mantel om hom. En hulle vlek 'n kroon van dorings en sit dit op sy hoof en 'n riet in sy regterhand en hulle val op hulle knieë voor hom en bespot hom en sê: "Wees gegroet koning van die Jode," sarkasties en bespottend. En hulle spuug op hom en neem die riet en slaan hom op sy hoof. En nadat hulle hom bespot het, trek hulle hom die mantel uit en trek hom sy klere aan en lei hom weg om gekruisig te word. Ons lees dan van Simon van Sirene wat die kruis gedra het. Ons lees hulle het hom gevat na Golgotha toe, wat beteken die plek van die hoofskedel. En dan die volgende, hoor bietjie. En hulle het vir hom asyn en gal gemeng gegee om te drink. En toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. En nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp. Luister mooi, hierdie is belangrik, ek gaan dit weer lees. En nadat hulle hom gekruisig het, terwyl hy in die kruis hang, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp, sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is. Hulle het sy klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad die lot gewerp. Het beteken basies dat hulle dice gegooi het of gedobbel het of iets van wie gaan sy klere kry. En dan lees ons dat hulle hom 'n bord boom gesit het. Daar's 2 goed aan die kruis vasgespijker. Dis die naambord en Messias. Dis dit. Ons sal nog by daai ook kom. Toe word daar saam met hom 2 rowers gekruisig en ons gaan deur hierdie hele verhaal van die rowers. En kom ons lees die laaste gedeelte, dan gaan ons oor na die volgende teks toe. Hy sê hy gaan verder, hy sê van vers 43 af, hy het op God vertrou, laat hy hom nou verlos as hy behaan hom het, want hy het gesê, ek is die seun van God, so hier is heeltyd 'n bespotting van hom, terwyl op die kruis hang. Op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig was, hom ook beledig, en van die 6de uur af het daar duisternis gekom. Sjoe, oor die hele aarde tot die 9de uur, en omtrent 9 uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, en hier's waar die mooi gedeelte lê. Hy sê, Eli, Eli, lama sabachthani. My God, waarom het U my verlaat? Onthou daai woord, ek kry hoendervleis as ek hierdie goed lees. Eli, Eli, lama sabachthani. My God, waarom het U my verlaat? Baie mense mag dink dat hierdie is die enigste plek in die Bybel waar dit voorkom. Dis nie waar nie. Maar nou wil ek bietjie teruggaan na omtrent is in die 7de, 8ste eeu, Jesaja 53. Ek gaan die hele Jesaja 53 lees en ons kyk bietjie. Wat sê Jesaja oor wat met die Messias, Hamashiach, soos wat dit in die Hebreëse Bybel bekend staan, sal gebeur. Hierdie is die deel wat die ortodokse Joodse gelowiges nie mag lees nie. En hulle is bevrees, bevang, hulle so met vrees ingeboesem, die meeste van hulle is te bang om dit te lees. En interessant genoeg is daar baie video's op TikTok en YouTube waar messiaanse gelowiges, Joodse messiaanse gelowiges wat glo in Christus in Jerusalem en in die res van Israel rondloop en dan hierdie teks vir die mense lees en dan vir hulle vra van wie praat hy, en dan sê hulle van Jesus, en dan vra hulle vir hulle waar kom die teks voor, en hulle almal sê Berit Chadasha, wat Nuwe Testament is. En hoe geskok hulle is wanneer vir hulle gesê word nee. Kom uit Jesaja uit. Jesaja, 'n profeet wat deur die Jode geag word as hierdie absolute magtige profeet. En hulle is geskok as hulle uitvind dat dit wat vir hulle gelees word kom uit Jesaja. So dit het baie met misleiding uit te waai en so. Maar kom ons lees Jesaja 53. Wat sê Jesaja oor Messias? Onthou dit wat ons nou gelees het, dit wat ons weet van Messias, hoor 'n bietjie. Hy sê, wie het geglo wat aan ons verkondig is en aan wie is die arm van die Here geopenbaar?
Hy tog het soos 'n lot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sou sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte. Die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ek meen, selfs net op hierdie punt is daar geen twyfel dat hy praat van Messias en dit wat met hom gebeur het nie. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was en hy sy mond nie oopgemaak het nie, soos 'n lam wat na die slagpale gelei word en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem en onder sy tydgenote. Wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom. En hulle het hom sy graf by die goddelose gegee, en by 'n ryke was hy in die dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom gekrank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng en die welbehaag van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees weens die moeitevolle lyde van sy siel, en sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes, en met magtiges sal hy byt verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir oortreders gebid het. Daar is geen twyfel dat dit Messias is wat hier beskryf word nie. Ons weet dit wanneer ons Matteus 27 lees, wanneer ons Lukas, Markus, wanneer ons die verhale lees, selfs akademikus wat geleef het in die tyd van Messias, Flavius Josephus, het selfs melding gemaak van dit. Daar is geen twyfel dat hy praat hier van Messias nie, en hierdie was 700-800 jaar, 600-700-800 jaar voor Messias, het Jesaja dit geskryf. Maar dis nie al nie, want die vraag wat ek gevra het, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, waarom het hy my verlaat, is dit die enigste plek in die Bybel waar dit staan? Nee, kom ons gaan na 'n profesie toe, wat 1000 jaar was, voor Messias. Kom ons kyk bietjie, en julle gaan verbaas wees as julle weet, wie hierdie profesie geskryf het. So kom ons lees hom, en dit is in die boek Tehillim, die Hebreëse naam is Tehillim, Psalms, Psalm 22, wat deur almal, selfs die Joodse ortodokse, gesien word as 'n messiaanse profesie. So Dawid het geprofeteer 1000 jaar voordat Messias gekruisig is, skryf hy die volgende goed. Onthou dit wat ons gelees het in Matteus 27. Hoor hierso. Hy sê vir die musiekleier op die wysie van die hert van die dagraad, 'n Psalm van Dawid. Hoor die woorde waarmee hy begin. Eli, Eli, lama sabachthani. My God, waarom het U my verlaat? Dis die woorde waarmee hierdie Psalm begin. Ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. My God, ek roep bedags, maar U antwoord nie, en snags, en ek kan nie swyg nie. Tog is U die Heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Op U het ons Vader vertrou. Hulle het vertrou en U het hulle uitgered. Hulle het U aangeroep en het gevlug. Op U het hulle vertrou en nie beskaamd gestaan nie. Maar ek is 'n wurm en geen man nie.
'n smaad van die mense en verag deur die volk. Almal wat my sien, spot met my. Hulle steek die lip uit, hulle skud hulle hoof en sê, laat dit aan die Here oor, laat hy hom red, laat hy hom bevry, hy het mos behaag in hom. Is dit nie wat ons nou gelees het in Matteus nie? Onthou, 1000 jaar voor die tyd geskryf, en dit is wat gebeur het op die kruis. Gaan nog verder is dit. Ja, U is dit wat my uit die moederskoot uitgetrek het, wat my veilig laat rus het aan my moeder se bors. Aan U is ek oorgegee van die geboorte af, van die skoot van my moeder af is U my God. Wees nie ver van my af nie, want die nood is naby, want daar is geen helper nie. Baie stiere het my omsingel, sterkers van Basan het my omring. Hulle het al mond teen my oopgespalk, soos 'n leeu wat verskeur en brul. Sjoe, ek is uitgestort soos water, al my beendere raak los, my hart het soos was geword, dit het gesmeld binne in my ingewande. My krag is verdroog soos 'n potskerf en my tong kleef aan my verhemelte en U lê my neer in die stof van die dood. Want honde het my omsingel, 'n bende kwaaddoeners het my omring, hulle het my hande en my voete deurgrawe. Al my beendere kan ek tel, hulle kyk, hulle sien met welgevalle op my neer. Oor hierdie ene. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Ek kry hoendervleis. Ek gaan nie verder lees nie. Die punt wat ek probeer maak, is dat die profesie van Psalm en van Jesaja presies bevestig dit wat met Messias gebeur het. In die laaste dag wat hy gelewe het voor hy dood is en toe natuurlik, dankie Vader, opgestaan dat hy die dode uit en die dood oorwin het vir ons. Maar hy word hiervan geprofeteer deur Dawid en deur Jesaja. Presies op die punt soos wat dit uitgeloop is. En hier's my punt. Kyk 'n bietjie in die teks. Wie staan almal om die kruis toe hierdie goed afspeel? Johannes, die disipel, die twee Miriams, Miriam sy ma en Miriam Magdala. Maar die belangrike ding om na te kyk, is die priesters en die skrifgeleerdes, die fariseërs en die sadduseërs staan ook daar. En daar's in my gemoed geen twyfel. Hulle wat die skrif geken het, want dit is deel van hulle studierigting, dit was 'n vereiste dat hulle nie net die Torah, die Bybel, die Nevi'im, die profetiese boeke en die Ketuvim, die skrywers van Dawid, hulle almal moes hulle ken. Hulle moes dit voorlees aan die mense. Dis deel van hulle kultuur gewees, veral die verwysing na die huis van Dawid. En Dawid se woorde was paramount vir hulle om te ken. En geen twyfel by my nie. Terwyl hulle daar staan en hulle sien hierdie toneel wat voor hulle afspeel, hulle sien Messias wat hang op die kruis en hulle sien hierdie twee ander sondaars langs hom in die kruis. Hulle sien hierdie Romeinse soldate. Daar's by my geen twyfel toe Yeshua of Jesus die woorde uitspreek, Eli, Eli, lama sabachthani, dat dit hulle geskok het tot in die voetsole van hulle wese. En onmiddellik besef het, dit wat voor hulle afspeel is die kruisigingstoneel, en onder hierdie kruis is die soldate besig om duis te gooi wie sy klere kry, en sonder twyfel het dit hulle teruggevat na Tehillim 22, Psalm 22, en hierdie woorde, en besef, ons het 'n fout gemaak. Ons het die Messias gekruisig. En van hulle was 10-1 so met haat gevul, dat hulle 'n rukkie moes verwerk. En besef het veral toe hulle met hierdie situasie gekonfronteer was, dat sy liggaam weg is vanuit die graf uit, en hulle besef het, maar daai graf is in 'n arm area, maar van 'n ryk man, dat dit 100% 'n vervulling is van die profesie van 22 in Jesaja 53, dat dit hulle gekonfronteer het, en genadiglik tot God kon keer en teshuwa, terugdraai na God toe, vergifnis bepleit,
sonde neerlê, erken, Vader, ek het 'n fout gemaak. Genadiglik was dit ter vervulling van 'n profesie. So wanneer ek kyk na dit, en ek kyk na al hierdie omstandighede, sonder om enige denominasionele doktrine daarin te probeer inlees, en te kyk net na die skrif, kan ek nie anders. Wanneer ek kyk na Handelinge 6 vers 7, en ek sien daar waar daar gepraat word van hierdie priesters en mense wat gedraai het na Messias en gesê het, waarlik hy is die Messias, sonder twyfel, het hierdie goed 'n rol gespeel. En hierdie is my beskeie submissie, dat ons as gelowiges baie keer oordeelsfoute begaan, en ek noem dit 'n oordeelsfout, partykeer billens en weet en so, wanneer ons oordeele uitspreek uit teen ander mense en teer ander mense, ek sê onomwonde, dat nie al die fariseërs evil was nie, dat nie al die fariseërs hierdie anti-Messias was nie, dat daar 'n groep mense was wat natuurlik om die profesie te vervul, maar hulle het nie geweet hulle is besig met dit nie, hierdie evil toepassing gehad het, Caiaphas, die ongeldige, illegitimate hoofpriester. Al hierdie mense het 'n rol gespeel, maar nie almal was goddeloos en evil nie. Baie was net soos ek en jy soekend. Daarom kan ek nie anders as om die goedheid hiervan te sien en die waarheid daarvan te sien dat God se woord is waar. Ons sien dit hier by ons wat ons vandag bespreek het oor hierdie 1000 jaar plus. Hierdie hele verhaal uitspeel ter bevestiging. Daar word deesdae in Jerusalem en die onmiddellike omgewing, Kapernaum wat Kapernaum is, en al hierdie plekke word daar ontdekkings gemaak nou ter vervulling van, volgens my, van Daniël 12, wat alles bevestig, wat vir ons wys dat die woord waar is, dat Messias geleef het, dat hy is ons Messias, en al wat ons moet doen, is vertrou en glo. Nou ek hoop, dit wat ek vandag vir julle gebring het, vir julle, 'n verskil sal bring, nie net in die manier wat ons oordeele vel teenoor ander, veral mense van daai tyd, hulle was nie in dieselfde omstandighede as ek en jy nie. Jy kan hulle nie oordeel volgens ons omstandighede nie. Ons moet rustig raak, terugkyk en sê, dit is waarmee hulle gedeel het. En wanneer ek dit sê, dan kan ek nie anders as om te besef wat 'n ongelooflike geloofsding dit vir die disippels moes wees, om net blindelings te volg. Dit is nou weer 'n video vir 'n ander dag. Mag julle almal waarde vind in hierdie van vandag, en mag die Vader julle seën met 'n ongelooflike dag. Geseënde dag.